Gestuur. Vriende, hartlik welkom. Ons skriflesing kom vanoggend uit Matteus hoofstuk 28 uit, as ook uit Handelinge hoofstuk 1 en Galasiërs hoofstuk 2. Matteus 28 van vers 26 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." Handelinge 1 vers 6 tot 11. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig?" Hy het hulle geantwoord: "Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so weer terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het." Galasiërs 2 vers 6 tot 8. Die leiers van die gemeente, wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak nie, want God kyk nie na 'n mens se uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan evangelie wat ek Paulus verkondig het, niks toegevoeg nie. Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak wat aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Want dit is dieselfde God wat Petrus apostel vir die Jode gemaak het en van my apostel vir die nie-Jode gemaak het. Ons lees vanoggend net tot sover. So as jy die woord gestuur hoor, wat is die eerste gedagte wat by jou opkom? Wel, ek stel myself voor iemand wat my roep en vir my wys, dit is wat ek moet doen. Ek stuur jou. Maar om die begrip gestuur beter te verstaan, gaan ons dit doen vanoggend aan die hand van sekere vrae wat ons gaan vra. Die eerste vraag is: deur wie word iemand gestuur? Nou, ons hoor hier in die teks dat Paulus en Petrus in Paulus se woorde in Galasiërs hoofstuk 2 is apostels gemaak. Hy sê God het ons apostels gemaak. Nou, die Griekse woord hier sal die woord apostello wees, wat beteken letterlik in die woordboekvorm ek stuur. Nou, die woord apostel is afgelei vanaf die woord stuur. Met ander woorde, as Paulus en Petrus apostel gemaak is hulle 'n gestuurde gemaak, want God maak hulle nie net 'n gestuurde nie, hulle is gestuur deur God. Nou wil ek jou nooi om te dink aan wat gebeur nou na die opstanding van Jesus. Jy sien, vroeër het mense Jesus begin volg as die Jesus van Nasaret. Maar na sy kruisiging en opstanding aanbid hulle hom as Christus, die Here. Want die kruisiging en die opstanding het Jesus se godheid kom bevestig, kom openbaar, kom onderstreep. En nou hoor ons die volgende woorde. Nou hoor ons, Jesus sê,
Hy verskyn aan hulle na sy opstanding uit die doodheid. En nou kom aanbid hulle hom as Here, as die Christus. En hy sê vir hulle in reaksie daarop, wat moet jy verstaan? Jy moet verstaan, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Want Jesus sal nie meer langer bekend staan as die een van Nasaret nie, maar hy sal nou geken word as Christus die Here. En hy kom bevestig nou sy godheid wanneer hy sê, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. En na hierdie uitspraak van Jesus, wanneer hy aan hulle kom bevestig het, aan hom is alle mag gegee, dan stuur hy hulle. Die een aan wie alle mag behoort, is die een wat mense stuur, die een wat van mense gestuurdes maak. En dit hoor ons is Jesus wat God is self, want aan hom is alle mag gegee, en daarom stuur hy mense. Maar nou is die vraag, waarheen word hulle gestuur? Is die evangelie net vir my mense? Hoe tragies is dit nie dat ons so dikwels die goeie nuus van die evangelie maar net vir onsself wil hou nie. Ek wil net weet, ek is gered. Ek wil net weet, my mense is gered. Dan wil ek die boodskap as ware so koester en sê, ek is dankbaar. Ek en my mense is gered. Maar hoe het dit gebeur dat ons die evangelie maar net vir onsself wil hou? Soos het gebeur dat predikante aftree, gebeur dit dikwels dat ek 'n paar bokse met boeke ontvang. En dan is dit interessant, soos 'n mens deur daardie boeke sou begin blaai. Watter boekmerke word gevind in daardie boeke? Ek onthou een boekmerk wat ek gevind het, wat my baie ongemaklik gemaak het. Hierdie boekmerk het gelees. Dit is 'n insameling vir die sending aan 'n sekere bevolkingsgroep, ras of kultuur van mense. Hoe het dit gebeur dat die kerk die evangelie maar net vir sommiges wou reserveer en nie met ander wou deel nie? Jesus praat nou met sy disippels en hy sê vir hierdie mense wat gebore is as Jode, hulle het 'n Messias verwag. En nou, toe Jesus kom, nou glo hulle in hom as hulle Messias. Maar volgens hulle kultuur bly hulle steeds Jode. So hulle natuurlike instink sou wees om vir die res van die Jode nou te gaan sê, maar julle moet ook in Jesus glo. Maar hoor wat sê Jesus? Hy stuur hulle nie terug na slegs die Jode nie. Jesus sê vir hulle, gaan na al die nasies. Nie net na die Jode nie, maar na alle nasies toe. En gaan maak daar disippels. Ons hoor by Paulus dat alhoewel Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak is deur God, is hy 'n apostel vir die nie-Jode, want hulle het die bewussyn gehad, kollektief, hierdie boodskap op grond van die opdrag van Jesus moet nou met almal gedeel word. Dit moet waarlik almal kan bereik. Nou is die vraag, wanneer word iemand gestuur? David Bosch het in sy boek geskryf oor hierdie term Missio Dei. Nou, dit sou 'n Latynse term wees wat ons kon vertaal het met die sending van God. Dikwels dink ons as ons die woord sending hoor, dis iets wat maar net by die mens lê. Maar David Bosch sê ons moet die groter prentjie raak sien. Ons moet sien
dat sending begin daarby, dat God sy eie seun gestuur het, na hierdie wêreld toe, om die verlossing te bewerkstellig. En daarom stuur hy dan weer ons, om van hierdie verlossing met ander mense te kan gaan praat, en hulle uit te nooi om op die uitnodiging van Jesus Christus se reddende genade te reageer. Maar dan hoor ek al iemand sê vir my, Dominee, jy moet verstaan, ek het nou nie tyd vir hierdie nie. Jy verstaan nie wat die verantwoordelikhede wat daar op die plaas vir my wag nie. Jy moet maar verstaan, eendag as ek afgetree is, dan kan die Here my roep, dan kan die Here my stuur, dit sal 'n moontlikheid wees vir die toekoms, dankie Dominee. Maar die ontnugterende boodskap wat ek en jy vanoggend moet hoor en ontdek is, dit is nie slegs 'n moontlikheid wat ons kan reserveer vir die toekoms, dat die Here my dan sal stuur om met iemand oor hom te praat nie. Ek is reeds gestuur. Die kerk van die Here Jesus het juis ontstaan as gevolg van die opdrag van mense wat gestuur is om die evangelie te verkondig. Hier sit ons vanoggend in 'n gemeente wat meer as 100 jaar oud is, wat bevestig dat die gehoorsaamheid van ander mense het die evangelie tot by ons dorp gebring. Hier is 'n geloofsgemeenskap wat vir 100 jaar reeds hier bestaan. Maar die feit dat hier 'n kerkgebou staan, beteken nie dat ek en jy kan maar agteroor sit op 'n strandstoel en sê, die kerk is mos hier, die boodskap word verkondig, ek het hierin geen aandeel meer nie. O nee. Ons moet verstaan egter, waarom word ons gestuur? Want jy sien, Jesus stuur nie net mense nie. Jesus stuur hulle spesifiek net voor sy hemelvaart. Want, wat gebeur wanneer hierdie mense nou na Jesus toe kom? Dan vra hulle vir hom, maar Here, gaan u nou weer met ons nasie werk? Wanneer gaan u die koninkryk van Israel weer oprig? Dan sê hy, maar dit is nie vir julle om daardie tye te verstaan nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. En dan, net daarna, vaar Jesus op na die hemel. Maar, soos hy opgevaar na die hemel, en hulle nog so stip na die hemel kyk, gebeur daar egter iets. 2 mans in wit klere verskyn aan hulle. En hulle sê vir hulle, maar Galileërs, julle moet verstaan, net soos Jesus julle hom sien opgaan het na die hemel, sal julle hom weer sien terugkom. En Jesus se opdrag is nie net verbind aan sy hemelvaart nie, maar dit gee vir ons ook die perspektief op die toekoms, dat dieselfde Jesus weer terugkom. En dit vra van ons om vir mense te vra, is jy gereed om Jesus te ontmoet? Ken jy werklik Jesus? Of het jy slegs van hom gehoor? Ek het in my lewe nog enkele kere die voorreg gehad om met iemand die evangelie te deel, wat vir my gesê het, hulle het al gehoor iemand praat van 'n God, maar hulle ken nie die naam Jesus nie. Dit kan gebeur dat die meeste mense rondom jou die naam Jesus reeds gehoor het, maar dit beteken nie, hulle ken hom werklik reeds nie. Jy sien, ek en jy het experts geraak in verskonings, wanneer dit daarby kom om kerk toe te gaan. Elke week 'n nuwe een, elke week 'n beter een, elke week 'n meer afgeronde een. So, moet jy sien, ek en jy word nie net gestuur om kerk toe te kom nie. Ek en jy word gestuur om wanneer ons van die kerk afkom, sekere dinge te doen. Waarom kom ek en jy kerk toe? Omdat die dominee sê dis 'n goeie idee, omdat my ouers my geleer het, omdat ek dit met die blydenisaflegging beloof het, omdat ek skuldig voel en
maar so kom wanneer daar 'n begrafnis is, of iemand se kind gedoop word. O nee, ek en jy kom kerk toe, want ons sê, hier kom ons by mekaar op 'n Sondag, net soos die vroeë kerk, om te onthou, Jesus het opgestaan uit die dood, en hy lewe, en ons kom by mekaar om hom te aanbid. Maar dan, in die spasie van die kerk, dan oefen ons ook, saam met mekaar, in die kleine, wat beteken dit, om te leef as gelowiges, sodat wanneer ons dit ingeoefen het, op 'n Sondag, dan kan ons dit in die week, dit gaan leef. Die taal wat ons aanleer, deur liedere wat ons sing, gebede wat ons bid, preke wat ons hoor, gee vir ons nuwe woordeskat oor wie Jesus is, sodat ons dit juis met ander mense kan gaan deel. Ek onthou uit my kinderdae, dat daar was 'n gemeente waarin ons behoort het. En hierdie gemeente het 'n naambordjie gehad. Maar hierdie naambordjies sal jy seker dink moet aan die buitekant van die deur van die kerk staan. Dit is mos waar jy iets sou wou skryf, nie aan die binnekant wanneer die mense reeds binne die kerk is nie. Maar hierdie naambordjies het gesê, jy betree nou die sendingveld. En dit was opgeplak aan bokant elke deur in die kerk, om jou keer op keer bewus daarvan te maak, dat wanneer jy hier uitgaan, begin die werk eers. Dan het jy 'n verantwoordelikheid om die boodskap oor Jesus met ander mense te gaan deel. So ek en jy is reeds gestuur. Maar nou, vra ons vir mekaar, hoe nou gemaak? Ek hoor vanoggend, God stuur my. In die week met 'n huisbesoek vra iemand vir my, maar dominee sê vir my, wat verwag God van my? As ek sien, daardie persoon buite die gemeente is besig met iets wat ek dink, soos ek die Bybel lees, sonde is, moet ek op hulle afstorm en vir hulle sê, hulle doen verkeerd? My antwoord was gewees, neem 'n ander vertrekpunt. Vertel eers vir iemand wie Jesus is. Vertel vir hulle dat Jesus die een is wat vir sonde aan 'n kruis gesterf het en opgewek is uit die dood. Want dit bring alreeds die saak van sonde op die tafel. En dit sou, soos jou verhouding met iemand groei, vir jou vrymoedigheid neem om dalk vir hulle die kans te gee, om te vra, maar hoe lyk jou verhouding met Jesus? Maar jy sien, dit doen jy nie as iemand wat maar slegs 'n sondelys kom afgee nie, en sê, hiermee veroordeel ek jou nie. Nee, jy wil juis iemand uitnooi om Jesus te leer ken, sodat hulle hulle lewe aan hom kan oorgee, en dan uiteindelik daardie sonde kan bely. Maar iets wat maklik werk, is om net vir ander mense jou getuienis te deel. Jy sien, hoekom kry ek en jy dit so maklik reg om met soveel vrymoedigheid oor slegte nuus van politiek en ekonomie heel dikwels met mekaar te praat? Maar ons het so min vrymoedigheid om die goeie nuus wat in ons leef met iemand anders te deel. Ek hoor alweer daardie persoon wat vir my sê, maar dominee, jy verstaan nie, hoe werk dit op 'n plaas nie? Ek het nie tyd nie. Die Here moet maar iemand anders stuur. Maar ek wil jou weer terugvat na die woorde van Matteus 28 toe, waar Jesus sê, gaan na al die nasies en maak die mense my disippels. Wat gebeur egter hier? As jy die sin in die Grieks gaan lees, dan lees jy egter daar, gaan na al die nasies en maak die mense my disippels. Die opdrag is om disippels te gaan maak. En dan word dit geskryf letterlik, hoe doen jy dit? Algaande. So jy gaan in elk geval. En waar jy gaan maak daar disippels. Vertel vir iemand van Jesus. Waag dit om vir hulle te vertel van die hoop wat in jou hart leef. Jy hoef hulle nie te oortuig nie, maar jy moet 'n getuie wees wat vir iemand
van Jesus vertel. Want ek en jy hoor vanoggend, ons is reeds gestuur. Vanoggend is dit die boodskap, om te hoor, moontlik vir jou ontnugtering, ek is reeds gestuur deur God. En nou is die vraag, is jy bereid om te sê, Here, gebruik my, want daar is genoeg geleentheid, waar tydens jy gehoorsaam kan wees, wat die Here jou kan gebruik. Vanoggend wil ek hierdie gebed voorstel vir jou gee, dat jy kan sê, Here, maar hier is ek. Gebruik my om hierdie week vir iemand te vertel wie Jesus is en wat is die hoop wat in my leef. Ek kom bid vanoggend vir ons gemeente vir herlewing, dat U self aan ons sal kom openbaar. Dankie Here dat U ons as gemeente ook stuur. Amen.